Julle, vandag is ek nou op 'n rol, so ek gaan gou vandag 'n bietjie met julle kuier. 'n Storie vertel. Ek gaan nou nog 'n storie vertel. So, in 1990 daar rond bly ons in Goodwood. Ons eerste huisie wat ons gekoop het. Daar so in Goodwood. En my buurtannie was tannie Visser. Oulike oom en tannie, oulik. En ek daar was kuns in haar huis wat my gefascineer het. Dit is 'n donkiekarretjies en kosmossies en sulke goetertjies. En toe vra ek vir pinkies. Ek sê toe vir haar, "Jong, maar dis mooi." Wie is die kunstenaar? Toe sê sy vir my, Lenet Haman. Ek sê, maar ek sal so graag vir haar wil ontmoet. Toe sê sy vir my, maar Lenet skilder so op die plaas daar by Hasendaal, Bottlerypad, daar op haar dogter se stoep. Ek sê, nou kyk hoe klink dit vir jou. Ek werk vir die regering. Ek kan nie prentjies teken nie. Ek moet maar werk. Nou maar, okay. So gaan die jare verby. Tannie het toe nooit 'n nommer vir my gegee nie, want ek het vir haar gevra vir die nommer, maar Tannie het vergeet en ek het ook maar te vergeet. Nou gaan die jare verby. 2004 kom ek daar in 'n vreemde vrou se huis, want ek doen toe nou direkte, nee, wat het ek gedoen? Ek het een of ander ding verkoop. Elk geval, en ek kom by die vrou se huis en ek sien hierdie verskriklike groot kunststuk daar hang, is 'n olieverfens mooi. Ek sê, vir wie dit geskilder? Nee, Lenet Haman. Ek sê, joh, ken jy vir Lenet Haman? Want ek wou al so graag vir haar ontmoet het. Dus sy sê, ja, sy vriendin van haar, maar Lenet is 'n baie privaat mens. Ek sê, okay. Maar hoorie, ek is toe met nommer weg daar, so hoor, kunstenaars, privaat mense, ek is baie bly, jy weet, dat sy toe die nommer vir my gegee het. Ek bel toe vir die nommer, maar tel daar nou 'n vrou op, wat so nice is, nee, so nice. En ek sê te vir haar, hoorie son, ek is Petro en hoorie, ek love jou kuns en ek het jare terug het al by mense gesien en ek wil so graag vir jou ontmoet. En sy sê vir my, enige tyd, kom kuier vir my. Genigtig. Hoorie, ek was so bly. Ek kan nie vir julle verduidelik nie. Ek kon nie wag vir ons afspraak nie. Hier kom ek aangestap. Ek onthou nog wat ek aangehad het, né? So as mense 'n sekere indruk op jou maak, onthou jy tot wat hulle klere wat ek aangehad het. Dit is my onthou. En ek stap toe daarna haar toe en sy hulle bly in 'n woonstel hoogbo. En sy sê vir my, sy kom so met so vibrant, sy sê vir my, hallo, en sy druk my, asof sy my jare ken, sy sê vir my, jy's so pragtig. Yes, okay, yes, ek vrolik my goed voel, man, ek dink, joh, lekker, en kyk, daar gaan ek in haar huis in, daar is nie 'n gat in die muur wat oop is nie, dit is net kuns, waar jy kyk, ek was so excited. Ek het daar met 'n kunststuk daai dag weg wat ek afbetaal het. Afbetaalde kunststuk. Ek kon nie myself keer om nie iets by haar te koop nie. Ag, en sy was so amazing. En ek is daar weg en sy het gesê, hoorie, jy kom weer. Ek sê, ek kom weer. Ons raak toe vriende. Ek en Lenet. Hoorie, ek kon nie wag om vir haar te gaan kuier nie. Sy het vir my stories vertel wat ek natuurlik nie oor gaan vertel nie, né? Ek het geniet. Mens, ek weet nie hoe vir julle te vertel nie. Ek het haar stories geniet, ek het haar geniet. Sy het toe baie oor see gegaan, want sy het gaan verf daar in Europa. Jy weet, al die mooi plekke. Ek kan nie vir jou sê Paris en waar oral nie, want sy het vir my vertel, maar ek kan nie meer alles so onthou nie. Dit is nou lank terug. Jong, en sy, ek het haar net ongelooflik geniet. En en toe maak ek 'n kunststukkie, julle, klein kunststukkie, maar is lelik. Ek kan nie vir julle verduidelik hoe lelik was nie. Maar ek neem dit vir haar en ek sê toe vir haar, hoorie, ek het 'n kunststukkie gemaak. Sy kyk na daai kunststukkie en sy sê vir my, jy is 'n natural. Sy het gesê, jy's 'n natural, jy's 'n kunstenaar. Ek sê, what? Ek het gedroom om een te wees. My pa was 'n kunstenaar, my pa was
briljante kunstenaar. Hy was een van soos Van Gogh. Hy was my amper soos Van Gogh. Hy het nooit 'n skildery in sy lewe verkoop nie. My pa was amazing. Ek is net jammer ek het hom nie kon dit nie meer van dit kon kry by hom nie, omdat hy nie eintlik meer geverf het nie. Ek gaan vir julle enige stuk storie van my pa vertel, eendag. Maar in elk geval, jong en sy sê, ek dink, wauw, maar hoorie, nou is ek op die rol, kyk die vrou, jy glo dan nou in my, nou maak ek hierdie movies, julle, ek kan nie vir julle begin vertel, ek het nou nog nie goed, dit staan in my garage weggesteek, groot 2 movies kunststukke, en sy het my nog gesê wat ek moet doen en so en so. Nou weet ek die kunststukke, sy het so waar daai kunststukke, ek het dit laat raam, daai kunststukke het so waar by Meyer en Ferreira in Tygervallei gehang, saam met Lenet Haman se werke. Glo dit is julle nie. Dit is nou so 2005 daar rond, nie. 2006. Vinnig. Nee, dinge het gebeur toe hoor. En en sy vertel toe vir my, iemand het belang gestel, R2000 'n stuk, nee. Ek bedoel, ek is R2000 kunste, R4000 een kunststuk. Sy sê toe vir my, daar's iemand wat belangstel daarin. Ek sê, wat? Jy weet, mense van Engeland, maar toe het hulle dit nie gevat nie, en toe later het ek maar die kunststukke gaan haal daar, of ek kan nie meer onthou wat die situasie rondom die kunststukke was, maar in elk geval. Maar nou werk ek vir die goewerment, daar is nie tyd vir verf vir my nie, maar in elk geval, Lenet se pad en my pad was so amazing, sy het 'n baie oulike man ook gehad, nee, het was amazing mense, wat kan mens sê, jy weet, soms ontmoet mense wat net so, en vir Lenet, Lenet het gevoel vir my, soos 'n ouer weergawe van my, ek weet nie, sy was net vir my, daar was net something about her, en toe, nie lang na ons seker so 4 jaar, was ons kruipvriende, en ek het elke moontlike manier met haar gekuier, as ons kans had min, maar as ons kon, en toe kry sy Alzheimer, ek onthou toe sy 'n dag vir my dit vertel het, en nie lang daarna nie, toe onthou sy nie meer nie, en sy het ook nie meer vir my onthou nie, dit was so sad, en elk geval, gelukkig, ek het toe kontak verloor met haar man ook, intussen, en toe, met hulle, en toe is sy skielik oorlede, nou ek weet dit nie, ek het nie meer kontak met haar nie, toe, gelukkig, daai spesifieke dag van die begrafnis, sien my man in die koerant, dis haar begrafnis daai dag, hoorie, ek pak op, al wie ek ken van haar familie, is net vir hom, haar man, ek het hom 'n paar keer gesien, as ek gaan kuier het, hoorie, so ek is begrafnis toe hoor, mama self, daar in 'n NG Kerk in Bellville, daar kom ek aan, en hier ontmoet ek haar beautiful, ongelooflike amazing dogter, Charlene, niemand anders nie, en sy het altyd oor Charlene gepraat, en ek het gedog, met Charlene gaan ek nie kontak verloor nie, maar ek het gesorg dat ek haar nommer het, toe ek al weg is van daai kerk af, is ek met Charlene se nommertjie daar weg, en natuurlik haar man. So haar man het vir my verjaarsdag, daardie jaar, te bring hy vir my 'n persentjie, rarig, my hart, en Charlene sê altyd vir my, as sy met my praat, en sy voel, ek is 'n ouer weergawe van haar ma, daar is so baie van haar ma, wat sy, ja, ek is 'n jonger weergawe van haar ma. So ek en Charlene is nog steeds, ons by geleentheid, kom ons by mekaar uit, ons hoor van mekaar, ons het koffietjie saam gedoen, saam gekuier. Soms kom daar mense in jou lewe wat net absoluut 'n verskil maak in jou lewe, en het is lekker om sulke mense te ontmoet. So ek deel graag vir julle, ja, ek wil net gevlug wys voor die tyd op is. Dit is sommer 'n stukkie vir, sy het vir my seker 10 stukke werke net verniet gegee, en dit is ietsie van haar. Ek moet net vir julle wys, en hierdie is jare later 'n stukkie van my. She had influence, verstaan julle? So party mense kom in jou lewe in vir 'n goeie doel. So koester daardie mooi van spesiale oomblikke wat jy mense ontmoet. Julle moet 'n lieflike dag hê. My stories is nou eers
So volgende keer vertel ek vir julle weer 'n storie, maar dit gaan sekerlik nie vandag wees nie. Julle moet mooi bly hoor, liefde dae.